Goeiemôre almal, ek sit hier op my rooi rusbank by my huis. Lekker koud, die winter is hier. En ek het nou net 'n lekker koffie gedrink, is eintlik al my tweede beker koffie wat ek in het. En vandag het ek my eerste onpopulêre boodskap wat ek wil bring aan julle. Ek het gesê ek gaan nie betrokke raak in stryeerye en goeders nie, ek het niks om mee te stry nie. Ek lees net hierso die woord van die almagtige God, Jahwe, en ek sê nie ek weet alles nie, want ek weet definitief nie alles nie, maar ek lees hierdie woord en ek bid. As ek nie verstaan nie, dan bid ek en ek vra dat die almagtige God vir my insig en wysheid sal gee, sodat ek hierdie goed kan verstaan. Nou hierdie waaroor ek nou vanoggend praat, wil ek daarom net duidelik maak, is niks met my eie lewensondervinding te doen nie. En ek glo nie en ek hoop nie dis te lang boodskap nie. Maar mense vra nou vir my en stuur my boodskappe en vra vir my nou, wat nou van dit en wat dan kom ek agter nie, hierdie mense, hulle is in hierdie groepering en hulle wil nou weet wat ek nou daaroor sê, want ek is dan nou hierdie ou op TikTok wat nou hierdie geestelike goed deel, so wat is my uitgangspunt oor dit? Nou kom ek sê nou vir jou, ek gaan vir jou sê wat die Bybel se uitgangspunt daaroor is, nie wat, ek gaan vir jou sê hoe ek daaroor voel, maar ek voel soos wat die Bybel sê, ek is georeed en georiënteerd oor dit wat die Bybel vir my leer en die Bybel vir my sê, want ek weet wie ek is. Ek weet wie ek is en ek weet wat ek is. Nou, ek gaan 'n stuk vanoggend lees, 'n kort stukkie, en ek wil julle net gou vinnig hier luister uit 1 Romeine, hoofstuk 1 vanaf vers 26. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vroue laat vaar en hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Ja, jy is besig om reg te luister, ek is besig om te praat oor die LGBTQ RSTUVXYZ community. Want as mense wat nou van my verwag om te sê, dis reg, en as jy jou hartjie vir Jesus gegee het, dan sal Jesus jou alles vergewe, en dit is nie wat die Bybel sê nie. Ontbrand, manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van Jahwe, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge. Dis in vers 30, gaan lees dit. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God, goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou dis vers van Romeine 1 vers 26 tot 32, en dis die einde van die hoofstuk. Nou mense, ek het 'n paar aantekeninge hier gemaak. Jy kan nou self gaan lees wat die Bybel sê oor hierdie goed. Jy kan gaan lees 1 Korintiërs 6, wat sê moenie dwaal nie. Dan praat hulle ook oor hierdie goed. Levitikus 18 vers 22, wat sê sulke mense moet doodgemaak word. En ek het altyd gedink, laat net Openbaring 15 sê God, waar die brief aan die Laodisense, waar hulle sê, die skrif sê daar, Openbaring 3, jy moet besluit wat jy wil wees, warm of koud. Jy kan nie lou wees nie. As jy lou is, sê God, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Maar hierdie gaan oor mense wat Saterdag en Vrydag aan wil hulle braai en rugby kyk en hulle wil suip, soos wat ek baie gedoen het. En Sondag gaan hulle kerk toe en dan voel hulle baie sleg en dan en so gaan dit week, na maand, na jaar, suip en drink en hoer deur die week en op 'n Vrydag en Saterdag gaan veral. Sondag gaan ons gou kerk toe, ons net ons sonnetjies gou bely, ons net alles weer reg kry.
Maandag begin ons weer by die werk met vuil grappe en vulgêre grappe, en so bou dit op tot Vrydag aan toe, dan syp ons dan weer al te lekker, en ons hou partytjie in die pubs, en ons doen pubcrawling en goeters. Mense, ek ken hierdie lewe, ek het dit gedoen. Jy gaan my niks vertel nie, en ek spog nie daaroor nie, ek ken dit. Maar dis nie waaroor my boodskap gaan nie. Genesis 19 vers 5 praat oor die Sodom en Gomorra. En ek het dit nooit geweet nie, ek het dit gister vir die eerste keer gelees, toe ek voorbereiding gedoen het vir hierdie video. Want daar is mense wat my nou opmaak daaroor. Waar die mense in Sodom en Gomorra, het die 2 engele wat by Lot ingegaan het, gaan lees daai stuk, Genesis 19. Toe het hulle sommer voor Lot se huis gaan staan, toe wil hulle sommer hierdie 2 engele ook sodomiseer. Nou dink julle 'n engel gaan toelaat dat hy gesodomiseer word? 'n Engel. Wat het die engele gedoen? Hulle het die mense met blindheid geslaan. Levitikus 18 vers 22 en Levitikus 20 vers 13. Praat van hierdie, ek wil nie die woord sê nie, gays. Vrouens wat met vrouens slaap en mans wat met mans slaap. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar wat ek wel weet is dat dit teen die wil van God is. Nou jy wat na hierdie video kyk, wat in hierdie toestand is van gay, wil ek vandag vir jou sê, jy is op pad hel toe. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy is op pad hel toe. Die woord van God sê so, nie ek nie. Bekeer jou. Stop daarmee. Luister gou vir my mooi. Luister gou vir my baie mooi. Gaan badkamer toe en gaan trek jou broek af en kyk wat is daar. Kyk wat is daar. Staan in voor die spieël en kyk jy wat is daar. As daar 2 klokkies hang en 'n penis, is jy 'n man. 'n man. As dit nie daar is nie, dan is jy 'n vrou. Jy kan nie iets tussenin wees nie. In Genesis staan daar, God het hulle gemaak man en vrou. En hy het gesê vermeerder en vul die aarde. 2 mans kan nie die aarde vul nie en 2 vrouens kan nie die aarde vul nie. Jy, meneer of juffrou, is op die verkeerde pad. En kom ek vertel gou vir jou, net soos ek met drankmisbruik en pornografie en rook en 'n klomp ander sonde in my lewe gesukkel het. Dit was 'n demoon. Dit was 'n duiwelse mag wat my gedryf het. Maar aangehou het en nie opgehou drink het nie en nie opgehou rook het nie. My liggaam het ook groot skade aangedoen. En ek is so spyt, ek het nie vroeër in my lewe tot my sinne gekom nie. Net so is dit 'n demoniese mag wat jou dryf. Jy meneer om saam met 'n ander man in die bed te klim, of jy dame wat saam met 'n ander vrou in die bed klim. Jy is op die verkeerde pad. Jy kan vir my kwaad wees soos jy wil. As jy sê jy is 'n gelowige, jy dien die almagtige God, die God wat hemel en aarde geskaap het, en jy is 'n gay. Jy is 'n man wat saam met 'n man in 'n verhouding is, of 'n vrou wat saam met 'n vrou in 'n verhouding is, dan weet ek nie wat se God jy aanbid nie. Want die God wat ek aanbid, hy sê, hy het man en vrou gemaak. Daar's niks tussenin nie. So vir al hierdie mense wat vir my so vra, die LGBTQ+, jy is op die verkeerde pad. Jy sal gaan brand in die vlamme van die hel. Ek sê dit nie vir jou nie. Die Bybel sê so, maar ek sê dit ook vir jou, want ek waarsku jou. As jy jou bekeer, jy stop met hierdie dinge, en jy begin 'n rein lewe vir, wat ek net nog wil bysê. Die stuk in Openbaring wat praat van jy moet warm of koud wees, en as jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspieg. Dis God Jahwe wat dit spreek. Gister het ek vir die eerste keer gesien, dat hy hierdie selfde terminologie gebruik in Levitikus 18 vers 22. Waar hy praat van mans wat vir mans ontbrand en vrouens wat vir vrouens ontbrand, in ander woorde hierdie gay gemeenskap. Hy sê sulke dinge maak die land onrein en die land sal die hele nasie uitspoeg, hierdie mense uitspoeg. Nou wat jy daarmee, hoe jy dit wil interpreteer, is seker maar jou eie, jy kan dit seker interpreteer soos jy wil. Ek wil hierdie boodskap lank maak nie. Moenie vir my kwaad raak nie.
dis reg of verkeerd. As jy 'n gay is jy op die verkeerde pad en jy is reguit op pad hel toe. As jy ernstig wil raak met die dinge van God, stop hierdie dinge nou, bekeer jouself en hou op met hierdie dinge. As jy 'n man is, kry vir jou 'n meisie. Voor jy 'n meisie kry, bekeer eers en maak jou saak 100% reg met die almagtige God. Loop eers 'n pad met hom vir 'n tyd lank voor jy in 'n verhouding betrokke raak, en dieselfde vir die dames. Ek kan nie lieg hieroor nie. Ek sal nie stil bly oor sonde nie. Jesaja 58 sê, roep uit volle bors, roep uit volle keel, laat die volk hoor, laat die mense hoor. As jy nie van my hou daaroor is jou saak, ek gee nie om nie. Ek is nie hier om aanhangers te werf en om likes te kry en om followers te werf nie. Ek is hier om mense te remind oor hulle sonde. Ek was nie in hierdie spesifieke sonde waarvan ek nou praat, in gays en sulke goed nie. Ek het ander sonde gedoen, baie ander dinge. Maar die mense vra nou vir my die hele tyd oor die ding. So ek het nou besluit ek gaan 'n video daaroor maak. En ek het nie kennis daaroor nie, want ek was nie daarin nie, maar ek het die Bybel gaan lees. En die Bybel sê dis verkeerd nie. Die Bybel sê sulke mense moet gedood word. Die Bybel sê dis verkeerd. Die Bybel sê dis 'n gruwel in God se oë. Wil jy vir my sê, as jy jouself met gruwels besig hou, en nie stop daarmee nie, dink jy God gaan jou toelaat in die hemel? Antwoord jy maar self daai vraag. So mense, dis my boodskap van vandag. Ek sit hier op my rooi rusbank. Lekker hier in my sitkamer, is lekker warm hier binnekant met 'n koppie koffie. En lekker koud buitekant. Ek love die winter. Mense, julle moet 'n geseënde dag hê. Baie seën vir elkeen van julle en ek hoop die Hemelse Vader is met julle, hou julle hande vas, stap 'n pad saam met julle. Moenie moedswillig sonde doen nie. Stop daarmee as jy besig is daarmee. Bekeer jouself, kry jou lewe in orde. Jy kan vandag na hierdie video van my kyk en môreoggend of oor 3-4 dae kan jou familie van jou lees, soos hulle in Engels sê, in die obituary. In ander woorde, die koerant aankondiging dat jy jou lewe gelaat het. Moenie laat sulke dinge met jou gebeur nie. Kry jou saak reg met die almagtige God en bekeer jouself. Bestudeer die Bybel, eet die boekie op, lees wat daarin staan. Ek en baie ander mense kan honderde duisende TikTok video's maak, gaan jou bietjie help. Lees die Bybel het al die waarheid. Lees wat daarin staan, bestudeer hom en bestudeer hom. Die Bybel is een van die boeke wat die mense hulle lees elke dag. Mense lees dit elke dag en dit is nog steeds die boek wat die meeste verkoop. En jy kry net nie alles klaar gelees nie, want daar's net soveel waarhede en soveel dinge in, wat mense net elke dag ontdek hulle iets niets. Stop met hierdie moedswillige sonde, stop met hierdie dinge wat verkeerd is. Jy's besig om God te tart en God sê in sy woord, hy laat hom nie bespot nie. Hy sal hom nie laat bespot nie. Stop met hierdie verkeerde dinge en begin ernstig raak in jou verhouding met die Hemelse Vader.